Natal, al die pad daar in die Kaap. Hulle bring vir ons 'n produksie in die laerskoolafdeling, Brein onder konstruksie. Dis 'n geskrewe teks. Die toneelstuk is ook geskik vir alle ouderdomme. Regisseur Anton Nortier. 'n Lekker applaus asseblief. Nou is ek hier vir kort.
lewe kom, kan jy nie altyd agter geheue en verbeelding wegkry nie. Jy moet leer om jou man te staan. My man te staan? Teersettingsvermoë, grit, die moeilike pad vat, stroom op te swem. Tani! Hierdie is ernstig. Jou ouers en onderwysers is bekommerd oor jou. Ek is bekommerd oor jou. Ons ook. Ek gaan jou geheue en verbeelding stuur om by die res van die liggaam te gaan uitvind hoe hard hulle werk om jou aan die gang te hou en jou wakker te kry. Cool, van ons so toe raai. Nee, jy kan stap. Eerste oë, reg aan jou af. Moenie afdraai nie, bly in die bloedstroom. Geheue en verbeelding sal hierdie kaart gebruik al die pad totdat jy wakker word. Ag nee, los my man. Ek stap beter met my hande vir myself. Hallo? Ek sien jou hier op my stoep gehou. Dit sal sy kyk ons lyk nie. Ja, toe nou julle twee. Ek ken julle. Julle steek julle min on my. Anders gaan julle nie, leef ek in die oomblik. Wat ek sien, is wat ek sien. Bos broer het my gestuur. Omdat jy te nice om te leer. Om so lank nog op bladsy te staar. Met woorde. Ag, dit maak my moeg. Maar, daar's ander goed van jy graag kyk. Computer games, tot vroeg in die oggend. Om die waarheid te sê, maar daai los my uitgehoog. Soos 'n soutbokkom met rooi ore en 'n kriebel in die juk. Jouself. Jy moet net kyk vir die volgende video. Of wie nou vir jou 'n boodskap gestuur het. Maar sodra jy 'n skoolbekoor maak, dan begin die gordyne sak. Die ooglede raak swaarder as dood en die woorde begin voor my swem. Ek kan dit nie help nie. As ek nie die woorde insinne kan sien nie, kan die brein nie daaroor dink nie. Ek kan geheue nie onthou nie. Ek kan verbeelding nie daaroor droom nie. Ons is 'n span. Maar jy is die enigste wat kan besluit. Hoe ver, hoe hoog, hoe aandagtig. Sjoe, ek het nie geweet, daar is so baie. Wat om my besluit te stop ook nie? Dis 'n verantwoordelikheid. Die oog is die vinnigste spier in die liggaam. Ek kan soms net met 1/100ste van 'n sekond 500 verskillende skakerings van grys sien en tot 50% van die brein se dinkkapasiteit gebruik. Maar jy neem die besluit oor wat ek sien en hoe ek dit sien. Okay, ek verstaan, ek is deel van die groep. En die verantwoordelikheid is myne. Hoor, vir 'n verantwoordelikheid, by jou volgende stop gaan jy mooi nou moet luister. Ons het nog 'n lekker plek om neer te gaan. Laat ek sien. Moet nou so oorig wees nie. Kom. Is jy seker dis die regte plek? Ja, ek onthou ek was al hier. Ek het al stories gehoor van diep lê. Waar? Daar is iemand wat ons wil vra. Hallo? Ek sê hallo. Jammer verskoon tog. Ek hoor nog nie wat ek moet hoor nie. Ek moet baie keer my oë om 'n ander plekke te luister wat ek hoor. Jy moet my help om wakker te word. Ek moet jou help om wakker te word. Nee, jy luister nie. Ja, dis nog nie duister nie. Oor, jy moet konsentreer. Presies daar. Vir my om weg te hoor, moet jy konsentreer. Dis dus so bang om te luister, geleide oor ons. As oor, hoor ek heeltyd, selfs as jy slaap, maar jy sê maar moet luister. Luister. Om te luister, moet jy konsentreer. Om meer as net woorde te hoor, maak jy emosies en gevoelens. Daar is nie 'n manier dat ek dit alles kan doen nie. Maar jy kan die oorfoon op oor verdowing sit. Jy kan my uitneem en kinderstories en die hele middag na die doef, doef, doef luister. Doef, 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 stop dit. Genoeg. Maar ek moet iets hoor. Wat van stilte? Mens kan stilte hoor? Of na jouself luister. Mens kan na jouself luister? Daar's baie wat jy met jou oor kan doen as jy konsentreer. Om
die maak. Orde toe. En dan kom. Dankie ore. Soek jy nog kole? Oh. Wat dan? Ons het enige kole nie. Hard werk. Ons kan nie ophou en vertragings bekostig nie. Dit sal katastrofies wees. Kom hier. Ons sal nie terugstaan nie. Ons weet wat ons moet doen. Dis 'n stryd, maar ons sal deurdruk. Ons sal die sleg van die goeie kan onderskei. Die lewe bestaan uit meer as net soetgoed. Soetgoed. Ons kan beter doen as chips en gaskoeldrank. Beter, ja. Ons sal uitkyk vir die vyande en sodra hulle opdaag, hulle af en uitstuur. Af en uit. Stop dit. Is hulle soetgoed? Moet ons hulle deurdruk? Chips, koeldrank, af en uit. Stop dit. Hierdie plek is daarom vinderig. Dis veral verkeerde goed wat jy hiernatoe afstuur. Wat bedoel jy? Luister, ek het nou al 'n paar keer goed opgestuur wat hier aangekom het. Lelike goed wat ryk en nie mooi lyk. Want jy druk net enigiets in jou mond in en dan sit ek met die probleem. Dan is verkeerde. Word dan te veel van 'n ding hier rond. Vir al die partytjies is suiker voor en suiker agter. Kan nie. Die maagsure raak heeltemal te opgewonde. Dan spot hulle oral tot in die keel. Dan kom raas keel met my. Want dis jou skuld. Dis jy wat nie kan nee sê nie. Jammer ma. Kyk, my job is nie lekker plesierig of gewild nie. Die betaling is ook maar so. Ek sal alles kon hanteer. Sit net nie vir daai grondpotjie botter en konfytbroodjies vas nie. Ek love grondbroodjie botter en konfytbroodjies. Ja, veral in tweede pouse net voor wiskunde. Want dit maak jou winderig. En nie klein geritsel deur die blare winderig nie. Nee, dis 'n psykose. Lewe en dood, winderig. Daarna kan niemand meer in die liggaam konsentreer. My ma sê, as ek honger is, moet ek eet. Geen probleem daarmee. Dis wat jy eet. Al daai suikers. Al daai gaskoeldrank. Vetterige kosse. Vetterig. En energiedrankies waarvan jou ma nie eers van weet nie. Energiedrankies. Stop dit! Goed wonder ek kan jy gedag beklom op. Jy moet jou ma beter behandel. Te veel wind in jou seile. Jou knor en jou tol. Ek het al 'n paar verstoppings gehad. Nou dit was 'n morsverige storie. Veel erger kan gebeur. Ontploffing in 'n darm, oorpoot in die keel, 'n pretensieaanval in 'n hartskamer. Jy moet beheer neem van wat jy in jou mond druk. Sjoe, ek het nog nooit so daaraan gedink nie. Presies, dis sommer net nie dink as jy eet nie. Okay, ek beloof. Ek sal altyd weer dink voor ek enigiets eet of drink. Maar vir nou kan jy my help. Ek moet wakker word. Daar is min tyd om iets te kan onthou. As ons nie vanmiddag leer nie, is daar môre groot probleme. My werk is om goed te vat en dit uit die liggaam uit te stuur. Ek het geen mag om iets anders te doen nie. Nou wat, gaan ek vir ewig nie vasgevang wees? Bene. Dani se bene doen net wat hulle wil. Hulle kan nie stil sit nie. En as Bruin vir hulle sê om rustig te loop, dan hardloop hulle. Bene sal jou kan help met 'n plan. Nou goed, wat ek kan doen? Reg dit af. Hier gaan ons. Blokkies hier hoor. Wat is die plan? Dit is die plan nou. En vir wat staan julle hier so rond? Hierdie is 'n 24/7 job.
Ja. Ek is ernstig. Ons werk nou so lank teen mekaar. Dit kan nie so aangaan nie. Presies. So wat staan jy voor? Dat ons Ja. saamwerk. Kan ons? Sal ons? Ons moet. Kom. Links, regs. Een voet voor die ander. Jy moet aanhou stap. Al is jou bene moeg en jou voete seer. Ag, daar's geen keer. Ander, uit. Altyd voortgaan. Links, regs. Trap toe. Wakkel. Wow, kan jy net vir een oomblik stil staan? Kan nie. Moet nie, ek mag nie. Dis alles of niks. Daar is iets belangriks wat ek vir jou moet sê. Nou sê vinnig. Sê gou. Ek kan nie as jy nie gaan stil staan nie. Nou goed. Stop. Sien, niks meer opgemoed te raak nie. Ek luister. Jy moet gaan sit en stil wees terwyl ek leer. Onmoontlik. Stil kan ek nie. Sit sal ek nie. Kriel, rittel en rol. My bene is gemaak om te jol. Stop dit. Stop. Ek is gemaak om te beweeg. Daar is tyd vir alles. As jy nie beweeg, ek is by niks. Niks. Jy moet saamwerk met die res van die liggaam. Hoe kan ek dit doen? As ons by die skool is, moet ek die hele tyd stil sit. As ons by die huis is, moet ek die hele tyd stil sit. As ons huiswerk doen, moet ek die hele tyd stil sit. Stil sit aan die tafel, op die bank en op die bed. Die bietjie tyd wat ek in die dag mee vat, wat moet ek? Voet op die tene. Wakkel. Genoeg. Wat kan ek daaromtrent doen? Jy kan beheer vat. Ek moet beheer vat. Tony, hier is tog jou liggaam. Dis waar. Dis meer as net waar. Ons almal is jou verantwoordelikheid. Maar hoe moet ek beheer vat? Minder computer games, meer oefen. Meer trap en wikkel. Genoeg. Minder games? Meer oefen. As dit is wat ons moet doen. Om te verander is moeilik. Om te verander is ingewikkeld. As almal in die liggaam saamwerk. Weet jy, ons kan dit doen. Ek onthou, ons het nog goed gedoen wat moeilik was. Ons het op onsself 'n doel gestel en dit bereik. Dit is wat ek wil hoor. Nou goed, bene. Ons sal seker nog vir jou meer oefening te kry. Dat is ons almal se repetisie. Dankie bene. Maar vir nou kan jy my help. Ek moet wakker word. Man, hierdie droom onthou ons so lekker. In hierdie droom gaan ons plekke toe waar ons nog nooit was nie. Ek kan help. Waartoe gaan jy my stuur? Seker die klein toon. Op die klein ving. Wat van die klein Tom? Ek kan jou wakker maak. Wat van ons? So vir Daniel wakker te word, kan hy nie vasgevang word in sy verlede of wegraak in sy toekoms nie. Hy moet in die oomblik wees. So, ons sal nie vir Daniel kan help. Nee, Maar hy het ons nodig. hy op hom na sy stoel toe, was dit nie dag dra. Kan julle dit voel? Dis 'n kriebeling. Waar voel julle dit? Onder my voete, in my knieë, In my tone. in my boot, In my buik. Op julle merke? Gereed? Nou. Het julle dit gesien? Ek bedoel, my geheue, die verbeelding. Ag, dis belaglik. Ek wonder wat doen met pille nou. Ek sal vinnig by die foon kyk. Okay. Sal jy op die foon kyk? Wat van 'n vinnige computergame? Net een level. Okay. Geen computergames nie. Maar voor was my chips, voordat ek begin leer het. Okay. Ek kry die boodskap. Ek kom sit net terug. Ek val. Ek gaan vir ewig hier vasgevang wees, né? Jy
Hallo julle kan so kom sit as julle wil, of julle kan staan. Ek weet nie of julle ook soos Dani se bene is wat kriebel nie. Hallo, Laerskool Eversdal. Welkom. Dit was nou so lekker geweest. Ek gaan nou dadelik eers my Halou aansluit. Een van my vriende vra vir my nou die dag, ja, maar wat gaan doen julle in Vryseburg? Sien jy uit? Toe sê ek natuurlik, want 'n deel van my kom huis toe. En dit is ongelooflik, ek kom ook van die Karoo af en ek het ook hier begin om toneel te speel. So Vryseburg lê my baie na in die hart. Dit is heerlik om hier so te wees. Maar nou eers terug by julle. Goed, waar is Anton? Hierdie skrywer, die regisseur? Waar is julle meneer? Meneer? Hallo! Ag, wil jy 'n bietjie vorentoe kom toe? Anders voel ek moet so jou bel. Sorry man. In elk geval. Eerstens, Anton, ek gaan vir jou moet komplimenteer met tekskeuse. Dis my altyd belangrik, ook as 'n skrywer, wanneer 'n mens jou teks kies en wat die kinders goeie naam, wat die kinders moet opvoer, want dan moet nog 'n mate van begrip wees. En dit was so lekker, ek neem aan julle is seniors, dis julle graad 7, meeste van julle. Jy Yes, julle is 'n smartie box. Goodness. Anton, jy het verstaan hoekom jy nou grys hare. I get it. Nee, regtig wel gedaan, want dis nie 'n maklike teks nie. Maar dit is so lekker want ek wil amper sê hy's op die grens van is dit vir juniors, is dit vir seniors, met 'n ongelooflike groep kinders. Regtig waar. Fantastiese ensemblespel. Is julle almal vriende? Is julle min of meer? Ja, ek sien dit. Okay. Nee, daar was 'n baie lekker gevoel van ensemble tussen julle gewees. Ag, jene tog, kom ek begin nou by al die mooi goeders. Eerstens, Gey Korsten, ag nee, mens kan nie verkeerd gaan met Gey nie. Dankie, dit is 'n lekker liedjiekeuse. Ek is mal daaroor as 'n toneelstuk begin met 'n liedjiekeuse wat jou dadelik in die toneelstuk plaas. Slim gekies daarso. Wat die spel aanbetref, ek wil eers stamboom uit lê. Is dit Jack of wat is jou naam? Jack, nee? Is jy en Eben boeties? Wat? Neefies. Ek sien die Kademeyers te wonder ek toe nou. Jy sien nie 'n talentvolle familie is soos die Van Traps. Wat staan nou musiek? Sjoe. Nee, regtig waar. Jack, eerstens vir jou. Ek doen een vrou vertoning, so dit is angswekkend om 'n toneelstuk te begin en jy is alleen op die verhoog. Jy het dit so goed gedoen, want ons almal kyk vir jou heel eerstens, plus jy is die een wat die energie vir ons moet gee. So baie geluk, wel gedaan. Ek was baie nervus geweest, want ek het daai gevoel gekry van, alleen op die verhoog, regtig waar, jy het so goed gedoen. En baie dankie vir dit. Ek dink regtig waar die spel ook tussen, ek weet nie hoe, seker met julle familie is, daar was so gemaklikheid tussen julle, baie geluk met dit. Biddy, heerlike energie, hallo. Ja, sjoe, goeie projeksie. Ek is so opgewonde oor die manne. Ek het die iewers as julle groot raak, ontdek julle rugbyballe in meisies, dan sien ons julle nooit weer nie. Jy het so 'n sterk groep seuns. Wel gedaan, regtig waar. John, heerlik. Meneer Maag. Jessie. En ek dink, dit is die groot ding, want ek hoop van harte julle hou aan toneelspeel tot in der ewigheid. Ons almal praat altyd, ja, ons is actors en ons moet act, maar die belangrikste ding van toneelspel is om juist te lyk dat ons nie toneel speel nie. En liewe John, daar moet ek vir jou pleitjie gee, it was just effortless acting. Ek het vergeet jy speel toneel, want jy was Maag, jy het net gepraat. En jy is baie snaaks, jy is regtig, jy het 'n ongelooflike, fyn aanvoeling vir comic timing. Mens kan dit nie vir iemand aanleer nie, you've got it. Baie geluk met dit ook. Die girls, dit was fantasties, geheue verbeelding, julle ensemble tussen mekaar was lovely geweest. Ek het gehou van die geskerts tussen julle, baie geluk. Ek weet nie hoe lank het jy met hulle gewerk in projeksie nie, ek kon elke woord hoor aan al die meisies, want ek sê altyd, julle is op 'n weird ouderdom, okay, julle sal 'n bietjie beter, want partykeer is julle tande en knieë nog nie ingegroei nie, maar julle is daar nou al verbyter. So regtig waar, die projeksie was lekker, die energie was heerlik, julle reaksies was heerlik. So nou, Anton, nou gaan ek vir jou ekstra werk gee.
Okay, ek wil net vir jou eers komplimenteer. Jou reaksies wat jy vir die akteurs, dis so lekker, want ek sê altyd vir die kinders, moenie doodgaan op die verhoog nie. Help nie, jy kom sê jou woorde op en dan staan jy nou daar soos Lot se vrou en daar's geen reaksies nie. So, dankie vir die reaksies, die business. Daar was die hele tyd oogies wat geknip het en jy kon sien hulle luister na mekaar, so dit is wonderlik. Ek het gedink, dis net 'n voorstel. Want jy het nou hierdie fantastiese die oë en die ore en die maag wat uit en af knie. Ek het gedink, miskien as 'n mens die breinkaart omdraai en daar's 'n stellasietjie waar jy net hierdie goedjies gaan plaas, dat 'n mens daar 'n fokus het, dat die jou akteurs vinniger agter die skerm kan beweeg, die skerm draai om en jy sien maar net die armpies met die voetjies of die oogies wat uitloer of die ore wat draai, net om minder die fokus te verplaas dat dit bly op Dani of die maag wat praat of net 'n gedagte daar. En dan het ek ook gedink, ag man, as jy dalk vir elke liggaamsdeel, it might be too much, maar ek gooi klip in die bos, 'n tema lied, want ek is jammer, jy het nou begin met gey, en toe maag opkom, toe hoor ek vir Bles, ryder van die windjie. I know, it might be much, maar ek het gedink, it could be funny. As 'n mens net bietjie vir elke liggaamsdeel 'n tema lied kan gee, en dan laaste ding, dit was nou so lekker, ek is sommer uit asem. Kyk, bietjie na uitspraak, dit is soms by die mans, die seuns, pas op om Pretoria te gaan, want ons skielik is die armsappels en goeders wat nou begin groei, so pas op net om so te begin praat. Maak net lekker oop. Groot mondjies, né? En dan oogkontak. Moenie bang wees om mekaar te kyk nie. Ek weet dit is awkward. En dit is nie altyd lekker om in jou mede-akteur se oë te staar nie. Moet nou nie weird raak nie, maar wees net bewus om baie keer 'n bietjie op te kyk, né? Dat jy nie die vloer vasspeel nie. Maar verder, baie geluk. Ek wens julle alle sterkte toe vir julle toneelseisoen wat voorlê. En dankie vir julle harde werk. Dit was heerlik geweest. Geniet die fees. Lekker.